is Beyers Leroux. Ek is nou al 21 jaar by die brandweer. Ek dink 4 van daai jaar was reservis gewees. Ek was in 2007 Januarie permanent geword. En in 2011 bevordering gekry tot leading fireman en tot nou toe nog 'n leading fireman. Van 2003 Augustus tot 2007 Januarie is ek 'n reservis gewees. Dit was seker van my lekkerste jare gewees as 'n brandweerman, as 'n reservis. Dit bring iets in my uit as ek mense help en lewens red. Ek dink dis maar die hoofding. En dis daai adrenaline natuurlik. Ek dink dit trek mense ook aan baie. Jy weet, daar's geen so gevoel soos om iemand se lewe te red. Jy weet, daar is nie so gevoel. Daar's niks anders wat jy kan doen in die wêreld wat vir jou daai gevoel gee. In 2007 het ons een van ons brandweertrokke was nou groot ongeluk gewees, kop aan kop botsing met 'n bus gewees. Daar was 6 mense, ek dink, of 7 of ek kan nie eers presies onthou hoeveel mense presies dood was nie, maar 3 van hulle was van ons brandweermanne gewees. Die vierde brandweerman was baie erg beseer, hy is amper dood gewees. Maar in elk geval ons was, ek was op 'n kursus gewees by die lughawe, vir lughawe firefighting, en terwyl ons daar was, toe hoor ons oor die radio's, jy weet hoe die call deurkom dat ons brandweertrok in 'n ongeluk was. So initially het ons nie geweet hoe erg dit was nie. Ons het nie geweet dat daar van ons ouens dood is en so nie. Ons het net gehoor is erg, so ons het geweet van die ouens dat dit definitief beseer wees, jy weet. So toe al die ouens van daai stasie het gerespond na die ongeluk toe, met al die voertuie, en toe ons eventueel hoor hoe erg dit is oor die radio en dat van die ouens dood is, ons het nie geweet hoeveel en so nie, maar as het gehoor daar's van die ouens dood. Toe wil ons nou gaan soen toe en ons kon nie gaan nie, want al die voertuie was weg en al die ouens het klaar gerespond met al die voertuie, sit ons nou vast daar by die lughawe. En jy weet, ons kon hoor oor die radio, ons het 'n item wat hulle 'n DSU noem, 'n Distress Signal Unit of 'n Man-Down Unit, wat agter in die brandweertrok is, saam met die breathing apparatuses. En ons kon hoor hoe skree daai goed in die agtergrond, en toe weet ons die ongeluk is regtig baie erg, want vir daai goed om te skree, hulle het 'n safety clip wat moet afkom. En vir daai safety clip om af te kom, moes dit 'n redelike groot impak gewees het, jy weet. Toe, dis toe ons nou weet hoe erg dit is, en ons het daar vasgesit en ons kon nie gaan nie. En die instructor ook, jy weet, hy het ook nie baie omgegee nie, hy het sommer vir ons gesê, ons moet terug gaan klas, laat ons aangaan met klas, jy weet. Dit terwyl ons weet, ons ouens nog daar vas, en hulle is dood, en ons sit hulpeloos daar, en ons kan nie help nie, jy weet, ons kan nie so toe uitgaan nie, ons kan niks doen nie. Ja, ons het nou, soos deel van ons targets is, ons moet 'n sekere hoeveelheid skole doen, school visits, wat ons het noem, of school visits. So of die skool kom na die brandweerstasie toe, of ons gaan na hulle toe. Meeste van die tyd kom die skole na die brandweerstasie toe, en is meeste van die tyd maar klein kinders, jy weet, graad R, en onder toe, jy weet, kleuterskole. Het is lekker om die kinders wat is die woord? Jy weet, om die kinders te leer en hulle te wys wat die brandweer is, en wat ons doen presies, want mense daar buite weet nie, jy weet, en kinders weet nie daarvan nie. Ons het altyd begin met 'n praatjie waar die kinders daar sit, en dan wys ons hulle nou 'n paar stukke toerusting, en ons vertel hulle nou van die foonnommers vir die brandweer, en dat hulle dit nou gou leer, maar hulle is nie eintlik geïnteresseerd nie, maar dan as jy van sê, right, kom ons gaan spuit water buite, dan is hulle, dis al wat hulle wil doen, jy weet. Hulle wil nie daar kom en water spuit, as hulle water gespuit het, is hulle gelukkig. Dan wil hulle gaan, jy weet, dan is hulle happy. En dan maak ons nou 'n lyn, en dan spuit ons een vir een nou water, en daarna, as hulle klaar water gespuit het, dan val hulle sommer nou weer terug in die lyn en agter, en dan kom spuit hulle sommer nou weer 'n tweede keer, jy weet, dan check jy, dan sê, hey, maar jy was al hier, dan sê, nee, hulle was nie. Ek kan nie onthou wat se jaar dit was nie, dit was 'n hele paar jaar terug.
hele klomp jare. So ons het familie gehad wat op vakansie was, nie te ver van ons af nie. Seker so 60 km van hier af. Maar dit was in 'n ander brandweer of 'n ander munisipale area, so dit was nie ons area gewees nie. Toe is daar nou 'n groot storm gewees en daar's vloede gewees. Oor ons area ook, maar daar waar hulle was, het die rivier gevloed. Hulle was by 'n river resort gewees en die rivier het begin styg en al die huise en goed begin vloed. Toe bel die familie ons en vra of ons nie hulle kan gaan help nie want hulle is vas en hulle kan nie uitkom nie. Ek het toe my fire chief gebel en gevra of ek van die toerusting kan vat en selfs om te uitgaan met my privaat voertuig, want natuurlik kan ons nie toe gaan met die werksvoertuig nie, want dit is uit ons area uit. Hy het toe gesê, ja, ek het toe stasie toe gegaan, paar bietjie toerusting gekry, paar toue en goed, en ek is toe uitsoen toe. En so het ek nou maar begin sien, hier is baie mense wat hulp nodig het, jy weet, hier is nie net hulle nie. Toe het ek begin mense help en van 'n leer gekry daar en van die mense uit hulle huise uitgehelp en wat vasgesit het. Daar was nog 'n gasbottel wat gelek het, wat daar geflout het in die rivier of in die water wat ek nog gaan toedraai, geswem het of gaan toedraai het. Maar soos ek nog besig was, toe ander emergency services ouens aangekom, SAP en die brandweer van daar af en Lifesavers en SRI, hulle het almal daar aangekom en ons het toe begin, jy weet ook, toe ek nou saam met hulle begin werk en mense rescue en ons het want dan was baie mense, jy sien daar's 'n rivier en dan's daar huise en 'n pad en nog huise, so die rivier het opgekom en tussen die huise verspoel. So jy kon nie aan die ander kant se huise uitkom sonder 'n boot of 'n jetski nie. Ons het toe 'n jetski gekry, ek weet nie eens waar nie. Dus toe begin mense red van die huise af waar hulle vasgesit het. En toe sê hulle vir ons die laaste huis wat in daai ry was 'n ou tannie wat daar gebly het. Ek dink sy was oor 70 of ietsie. En sy het blykbaar nog nie uit die huis uit gekom nie. Toe die jetski, ek dink 2 of 3 van ons oorgevat. En ons is toe op haar dak. Teen daai tyd is die water seker nog net so meter en 'n half van die ceiling af van die huis. Ons is toe op die dak en ons het die dakteels afgehaal en ons het deur die dak gegaan en deur die ceiling gebreek en ek dink ek was die enigste een ek dink wat ingegaan het in die huis en die ander 2 ouens het op die dak gebly om ons uit te help. En ek het toe daar rond geswem in die huis en gesoek vir die vrou. Toe kry ek die ou tannie daar op 'n bank ronddryf. Sy was natuurlik baie koud geweest en so obviously paps op nat sit in die water gelê en ronddryf op die bank. En ek kry haar toe en ek gryp haar, ek sê toe vir haar, okay, ons is hier om te help en ek vat haar toe nou nader na die gat toe, maar pad na die gat toe by die dak wat ons nou moet uitkry. Toe sien sy 'n bottel vodka daar verbydryf. Sy sê nee, wag, ek moet stop, ek moet eers die vodka vir haar kry. Toe kry ek nou die vodka nou maar vir haar, want jy weet, sy is also so baie, dat sy nou maar bietjie kan drink na die tyd, bietjie kalmeer. En in elk geval, ek het haar toe daar uit en jy weet, in daai tyd, ek dink is die water al, die tyd wat ek teruggekom het by die gat, is die water al tot by die ceiling en ons het daar uit en ek klim uit en hulle vat haar oor en die een rescuer en ek is so die laaste ou wat afkom van die dak af, maar in die tyd wat ek van die dak af moet kom, is die water al tot bo by die hoek van die dak, jy weet, ek dink al in Engels is die apex van die dak, en die water kom al oor my voete, jy weet, so, en op daai oomblik, toe is die jetski ook nou al half geblok met al die debris en goed wat in die jets ingaan, en ek staan toe daar en wag, en hulle gooi toe vir my tou, net om myself mee vast te maak, want in geval ek nou maar wegspoel, jy weet, maar die jetski het toe nou teruggemaak na my toe, en ek is op die jetski en ons daar af, ja, en ek weet nie wat daarna gebeur het met die ou tannie nie, dit is maar die ding met incidente, jy weet, jy red die mense en dan daarna, jy sien hulle maar nooit weer sommer nie, jy weet, so jy weet nie gewoonlik wat gebeur met hulle na die tyd nie. Jy weet, 'n mens probeer vergeet van die lelikes, en jy probeer die goeies onthou, wat baie moeilik is natuurlik, jy onthou natuurlik al die lelikes, en jy kan nie altyd die goeies onthou nie, maar, jy weet, ek kan nie alles onthou nie, maar ek onthou ons was uitgeroep na die ongeluk toe, en het was 'n bakkie in 'n kar gewees, ook 'n kop aan kop. Ek dink die bakkie was oor die kar gewees, of iets, hy het reg oor die kar gery. Maar toe ons daar kom, toe is daar, sover ek kan onthou, was daar die man en vrou wat voorgesit het in die kar,
En daar was een kind agter wat blykbaar oorleef het, maar hulle het hom gevat met 'n privaat voertuig hospitaal toe voor ons daar aangekom het, want dit is redelik ver. Dit is omtrent 'n 20 minute ry van waar ons is, jy weet, om uit te kom. So toe ons nou kom, toe is die kind nou weg, maar toe ek al kom, toe sien ek die vrou sit met die ander kind op haar skoot, maar die kind se kop was heeltemal afgewees en het langs die kar gelê, en die vrou het die kind nog so vasgehou, jy weet. So dit was 'n baie erg ongeluk, sal ek sê. Maar ook, jy weet, almal wat daar was, niemand wou help niemand wou die kind se kop eerstens optel nie, en net skuif een kant toe van die pad af na die body bags en goed nie. Toe doen ek dit nou maar, want niemand anders wil dit nou doen nie. So, dit is nogals ongelooflik hoe swaar 'n mens se kop is, jy weet, jy selfs 'n kind se kop, jy sal nie glo hoe swaar 'n kop, net 'n kop is nie, jy weet, dit is ongelooflik hoe daai gewig daar is. In 'n geval, ons toe, die ma en die pa het vasgesit in die kar natuurlik. Ons het toe begin sny, ons het die pa uitgehaal, en toe ons nou by die ma en die kind kom, toe wil niemand nou weer die kind afhaal van die ma se skoot af nie, want ek weet nie, hulle is bang of ek weet nie. Maar toe ek kan onthou nog, ek die ma se hande oop moes forceer, jy weet, want soos wat sy in skok dood is, het al haar muscles natuurlik saamgetrek. So toe het ek die kind al uitgehaal, en toe het ons die ma nou uitgesny en als, maar ja, dit was nou maar basies wat daar gebeur het, maar ja, dis was nogal 'n serieus een gewees, 'n erg ene. Ek dink dit sal altyd by my bly, en jy weet, die goed wat ek aan dink, daar is, jy weet, jy sien sulke goed, en dan dink jy by jouself, ek is grootgemaak 'n Christen, jy weet, en ek was nog altyd 'n Christen gewees, ek sal nie sê ek is nou meer 'n Christen nie, maar dis oor die werk ook, jy weet, jy sien goed wat gebeur, en jy dink by jouself, jy weet, hoe 'n God wat so wonderlik is, en wonderwerke doen, en mense se lewens red, jy weet, waar was hy gewees met sulke tye, jy weet, waar was daai God gewees, hoekom was hy nie daar nie, hoekom sal hy nou 'n kind se lewe so vat, jy weet, en 'n ander kind alleen los sonder 'n familie, en daai kind gaan onthou, en ek seker daarvan daai kind wat agterin was nog wakker, en het dat dalk gesien, jy weet, sy boetie wat sy kop daar so af is, so, jy weet, nou wat se God laat sulke goed toe, jy weet, so oor die jare met sulke tipe insidente het ek nou maar my geloof bietjie verloor. Ek sal nie sê ek is heeltemal ateïs nie. Ek glo aan iets, maar ja, ek dink ek vind myself nog in terme van wat ek in glo, en ja, dis nou maar wat dit is, jy weet. Mens kan dit nie verander nie, so ja. Daar was nog 'n ongeluk wat ons bygewoon het. Dit was sover ek kan onthou, dit was ook 'n hele paar jaar terug. So ek kan nie alles in detail onthou nie. Maar ek onthou ek dink dit was 'n double cab bakkie gewees, en 'n tractor. Dit was daar dit was nie op 'n plaaspad nie, maar dit was tussen die op 'n hoofpad tussen die plase gewees. En die bakkie het na die tractor vasgery, en die tractor het oor die pad gery of iets, en die bakkie het hom vas. Maar daar was ook 'n hele paar mense beseer daar, wat ek kan onthou, en almal het nou gekonsentreer op die mense wat daar op die pad lê, en als niemand het vasgesit nie. Maar daar was mense wat op die pad gelê het van die bakkie nou, en jy weet, almal het gekonsentreer op hulle, en daar was baie bloed oral en als. En ek kyk toe in die bakkie, en maak seker daar's nog niemand anders oor in die bakkie nie, ek en een paramedic wat saam met my was. En agter op die bakkie se bank is daar 'n kombers gelê. En toe ek die kombers ooplig, toe lê daar 'n kind daarso. Ek dink sy was 6 of 7 jaar oud, 'n meisiekind. Ook baie erg beseer, bloed oral, en ek kan nie waar presies op beserings onthou nie, maar ek onthou sy was baie ernstig geweest. Ek en die paramedic is toe besig daar met haar, en ons kry haar toe daar uit en in die ambulans, en ek weet nie, vir een of ander rede, die kind my net baie geraak, en toe help ons die ambulans te respond terug na die ambulans, na die hospitaal toe, jy weet, toe klim ek aan my bakkie, toe help ek hulle nou, het vooruit gery en interseksies toegemaak, en dat hulle nou vinniger by die hospitaal kan uitkom. Want dit is nie ons werk nie, dit is nie ons werk om escorts te doen en sulke tipe goed nie, maar ek weet nie, vir een of ander rede, daai dag en daai kind, ek weet nie, ja, maar sy het toe oorleef, sy het toe daardeur gemaak, en sover ek weet, haar familie ook, ja.
maar ek weet nie presies wat nou daai tyd vandag gebeur het nie.